Dr. Corneille Mulder is Saterdag by die Vryheidsfront Plus se verkiesingskonferensie in Pretoria onbestrede tot die leier van die party verkies. En dit is nadat Dr. Pieter Groenewald, wat die afgelope 9 jaar die party se leier was, homself nou nie beskikbaar gestel het vir herverkiesing nie. Vanoggend gesels ons dan met die nuutverkose leier, Dr. Corneille Mulder, oor die verandering in leierskap. Dr. Mulder, goeiemôre, welkom hierso by RSG. Goeiemôre en baie dankie vir die geleentheid. Ek val sommer met die deur in die huis, waarom hierdie verandering in leierskap by die VF+? Wel, die Vryheidsfront Plus is 'n demokratiese party. In terme van ons grondwet moet ons hele leierskapstruktuur, nie net die leier op die boonste vlak nie, maar reg deur elke 3 jaar herverkies en reorganiseer. Dit was die geleentheid nou weer om dit te doen. En ons is deur daardie hele proses van grondvlak af deur die provinsies tot op nasionale vlak. En dis die verkiesing wat Saterdag plaasgevind het. Ek is verkies as leier nadat Dr. Pieter Groenewald aangedui het dat hy nie weer beskikbaar is nie. Wouter Wessels is verkies as voorsitter, Michael Groenewald is ondervoorsitter, nuwe dagbestuur, nuwe uitvoerende dagbestuur, nuwe strukture, nuwe leierskap gereed vir 'n nuwe uitdaging. Kom ons gesels oor die dinge waaroor die mense wonder, oor hierdie party, die Vryheidsfront Plus. Was daar enige onenigheid gewees tussen die leierskap tussen jou en Pieter Groenewald dalk? Nee, ek dink nie so nie. Daar was van tyd tot tyd verskil oor strategie, die aard van die saak, maar die feit van die saak is, en dit is vir my baie belangrik, dat dit 'n eenparige verkiesing is. Dui daarop dat die party is verenig, die party is eendragtig, ons is op pad vorentoe met 'n ideaal en 'n missie, en ek is oortuig daarvan ons sal baie suksesvol wees. Maar nou, hy bly nog steeds 'n minister, hy is minister van korrektiewe dienste, so dit verander nie. Nee, dit is korrek. Hy bly minister van korrektiewe dienste. Dit is inderdaad so. Daardie danigheid sal hy voortgaan. Ek dink hy doen uitstekende werk daar en hy moet voortgaan om daardie goeie werk te doen. En mens moet ook in gedagte hou, die aanwys van die uitvoerende gesag is die prerogatief van die president van die land. Maar aan die party se kant, ek is verkies as die nuwe leier van die party en ons gaan voort waarmee ons besig is. Maar samewerking tussen verskeie partye is mos nou aan die orde van die dag in die huidige politieke speelveld. So, wat hou die toekoms in vir julle in terme van handevat met ander partye? Wel, die Vryheidsfront Plus het nog deurlopend bewys as 'n betroubare vennoot, as 'n betroubare koalisievennoot. Ons staan daarby. Ons verstaan hierdie hele nuwe politieke werklikheid. Ek wil nie snaaks wees nie, maar ek dink ons het dit heel eerste voorspel as hierdie pad vorentoe gaan koalisies wees. En ek was baie betrokke daarbey, dit is algemeen bekend. Ek is bekommerd oor wat tans aangaan met koalisies, maar ook op die regering van nasionale eenheid vlak. 'n Koalisie veronderstel dat mense grootmoedig moet wees om bereid te wees om mekaar te vind in die middelgrond. Dan kan ons vorentoe gaan. As dit nie die geval is nie, as een party dink ek kan maar my eie manier van doen kry en ek gaan die ander uitoorlê op die volgende verkiesing as ek weer die meerderheid, sal koalisies nie suksesvol wees nie. So ons speel daai rol, ons is baie betrokke daarbey, ons wil graag dit doen, maar ons onmiddellike prioriteit vir my as Vryheidsfront Plus nou is om die Vryheidsfront Plus uit te bou as die voertuig, die natuurlike tuiste vir sy kiesersmark. So jy gaan moet werk met mense in ander partye, soos net maar die IFP of Guyton McKenzie in die PA, Helen Zille in die DA en so om hierdie koalisies aan die gang te hou. Hoe gaan dit met daardie verhoudinge? Ek dink dit gaan baie goed. Ek het gelukwensings ontvang van hulle almal. Ek ken hulle op 'n persoonlike vlak. Ons kom 'n pad saam. Ek het van tevore met hulle almal gesit om tafels in terme van koalisieonderhandelinge. Ons respekteer mekaar, ons weet presies waar ons staan. Ek het geen twyfel dat ons dit suksesvol kan doen nie, maar dit is my eerste prioriteit. Die Vryheidsfront Plus moet uitgebou en sterk gemaak word dat hy 'n sterk beduidende faktor sal wees. Die VF+ het nou steun verloor by die vorige verkiesing. So wat is julle planne nou om seker te maak die party bly relevant en hulle groei dan nou ook terselfdertyd? Ek dink die boodskap is baie eenvoudig wat my betref, is jy kan slegs groei as 'n party as jy jouself gaan posisioneer langs jou eie mense, langs jou eie gemeenskap, langs die Afrikaanse gemeenskap, saam met ander minderhede in Suid-Afrika, want dit is waar die party hom plaas as 'n nisparty. Jy kan dit slegs suksesvol doen as jy gaan weergee en weerspieël in jou inhoud en jou hele proses wat in die harte en die siele van jou eie mense is. Dis waar die Vryheidsfront Plus moet wees. Ek wil jou dink vra oor die konservatiewe deel van die die Afrikaanse bevolking hier in Suid-Afrika, veral nou as gevolg van hierdie ding wat in die afgelope klompie weke gebeur het sedert Donald Trump president geword het en daar hierdie amper 'n haatreaksie is op AfriForum en Solidariteit. Ons het nou vanoggend gesien weer wat die presidentsiële woordvoerder daar sê. Onmiddellik lyk dit of dis 'n goed georganiseerde masjien, AfriForum Solidariteit, 500-600.000 mense daar. Is dit goed gesond vir die konservatiewe kringe as alles so onder een sambreel is? Wat is die rol van 'n party soos die Vryheidsfront Plus binne daai ekostelsel? Ja, ek sal begin deur te sê, mens kan dit nie tipeer as konservatief nie. Dit het niks met konservatief uit te waai nie. Dit het te doen met die werklikheid van Suid-Afrika. Ons is 'n diverse land. Die Afrikaner is 'n faktor, hy's 'n werklikheid as 'n gemeenskap
En natuurlik as hulle self wil organiseer as 'n minderheid, het sy 'n kulturele gebied of buiteparlementêr so solidariteit, dan is dit reg en ek verwelkom dit. Hulle het ook 'n politieke stem nodig en die Vryheidsfront Plus wil presies daardie politieke stem gaan hê en ek hoor wat vanoggend gesê word uit die president se kantoor uit. Met alle respek, wat is die sin van demokrasie as dit beteken dat minderhede word nie gehoor nie, word nie geluister na nie en word nie geakkommodeer nie? Dan help dit nie ons neem deel aan 'n proses wat aan die einde van die dag is jy irrelevant en jou ideale word nie geakkommodeer nie. Dit is nie werklike demokrasie nie, dis tirannie van 'n meerderheid. Al die ontleeders sê die boodskapper word geskiet. Stem jy saam met die afvaardiging wat die president wil stuur Amerika toe saam met lede soos die Vryheidsfront Plus se eie lede? Wat sal julle daar gaan sê? Nee, kom ek sê, as die regering met alle respek dink hulle gaan 'n afvaardiging stuur wat nou eendragtig moet gaan sing van een hymn sheet af, as ek dit so kan stel, om vir Amerika te gaan sê, man, dis geen probleme in Suid-Afrika nie. Dit sal baie naïef wees. Die Amerikaners is nie onnosel nie. Hulle weet wat aangaan. Hulle het ook mos hulle inligting oor Suid-Afrika. Dit is nie asof alles aan hierdie kant maanskyn en rose is nie. Die feit van die saak is, as die ANC-regering die tipe beleide wil mee voortgaan wat hulle tans doen, en ek weet presies wat hulle nou sê, en ons hoor wat sê die president se kantoor het, onverbiddelik, hulle sal geen wet verander ensovoorts nie. Wel, nou het ons 'n probleem, want is baie duidelik, die afgelope 30 jaar met hierdie beleide van die ANC, groei die ekonomie nie, ons het groter werkloosheid as ooit van tevore, duidelik werk dit nie. Dan moet ons dalk kyk na ander beleide en ons moet die beleide aanpas. Maar as die ANC onverbiddelik wil sê, ek staan by waar ek staan, moet hy nie verbaas wees as die internasionale gemeenskap dan met ander oë na die ANC kyk en sê, julle beleidsvorme skep probleme, julle akkommodeer nie minderhede nie, julle is besig met onverskillige goeders. Ek vat onteiening sonder vergoeding. Watter land in die wêreld, watter besigheid wil gaan belê in 'n plek waar jy die risiko loop dat jou eiendom onteien kan word sonder vergoeding? Niemand gaan dit doen nie, dit is net dwaas. Ja. Baie dankie, Dr. Corneille Mulder. Dit was dan die nuut verkose VF+ leier Dr. Corneille Mulder.